die eerste keer wat ek voor 44 mense praat en ek kan nie hulle gesigte sien nie. So ek is nogal redelik gestres op hierdie stadium, maar kom ons kyk hoe dit werk. My eerste uitdaging voor ek begin gaan wees om hierdie aanbieding van my te share. So ek is nie baie goed met Teams nie. Ek werk gewoonlik op ander platforms, maar kom ons kyk maar wat ons kan doen. So die share knoppie is reg langs die leave knoppie. Asseblief nie leave nie. Ja, ek het die share knoppie gekry. Ek moet nou net kyk waar is ons? Window, voortrekker draag, share. Kom ons gaan gou hierso, dis gewoonlik waar dit plat val. Kan jy my... Ek kan jou skerm sien, ja. Ja, maar is dit die presentation een, die vol een, dis nie een wat die... Ek sien die slides op die linkerkant en dan die groot enetjie. Okay, dan moet ek die slides gou afhaal. Ek moet gou kyk. So regs onder langs die volume is daar so reghoekie wat so op 'n onderste bo T staan. As jy hom druk, dan gooi hy jou presentation op die in volle skerm. Sê gou weer, reg langs die? Regs onder, reg langs daai streepie waar jy die volume kan stel. Is daar 'n blokkie op jou skerm wat grys is? Dit is so reghoekie en dan ja. Is 'n pen wat so zigzag maak? Nee. As jy kyk op jou PowerPoint slide, regs onder. Wag. Okay, hou net gou aan. Ek het reeds my die op slideshow gaan sit. Ek dink dis dalk wat die probleem. Dis elke keer die probleem. Waar onder die volume. Ja, net so bietjie regs van waar jy nou was. Net langs die minus, Gerard. Okay. Wat 'n minus? Jy was nou net hier onder. Ja, regs onder, ja. Right. Jy kan F5 druk, as jy F5 druk, gaan hy jou present. Die F5 knopie bo op jou sleutelbord. Okay, ek moet net sê, ek is BC in elk geval, so ek moet elke keer nog leer. Ek gee glad nie om dit so te lees soos jy dit nou het nie. Nee, dit werk nie vir my nie. Okay. Okay, wat kan julle nou sien? Ons sien jou PowerPoint met jou slides aan die linkerkant, Gerard. Okay, goed. Ja, druk ek knoppie daar. Ja, daar waar jy nou is. Wat sien julle nou? Gee net vir hom hy laai. Het jy twee skerms, Gerard? Ja, dis die probleem. Ek werk met twee skerms. Jy moet die ander skerm share met ons. So as jy weet, share klik, dan klik jy die ander skerm. Okay, hou vas. Dankie. Wie praat nou? Dis Jaco en Joan. Jaco, terwyl ek gou hierso sukkel, is jy van Klipfontein? Nee, Unica voortrekkers. Okay, goed. Nee, ek vra net. Okay, sorry, ek moet jy sê ek moet die ander een share. Ja, die ander window. Kyk gou die ander window. Wat het nou van die share knop opgeword? Maar okay, vanaand almal, ja, ek gaan vanaand voortrekker drag en ek in my omgewing doen. Maar voor ek begin, wil ek net graag iets met julle deel. Ek is nou al lank, dit is nou 'n opleidingssessie, so ons kan maar seker ons ondervinding met mekaar deel. Ek het self, toe ek 'n penkop was, voorslag toekenning gekry. Nou wil ek net sê, ek wil nie my ouderdom weggee nie, maar ek het tog 'n groen hempie met 'n oranje nekdoek gedra as 'n penkop. En
Ek het nie eens geweet ek het die ding gekry nie, ek het hom net gekry. Maar ek het geweet wat die proses was. Wat my huidiglik vir die tyd wat ek nou al hier in Transvaal betrokke is, met voorslag, is dat ek weet nie wie stres meer nie, die kinders of die offisiere of die ouers. Want Joan het iets genoem, wat sy gesê die laaste aand sal sy deur die hele voortrekker loopbaan gaan, loopbaanplan en waar sy sê, wat sy ook gesê het, op die einde van die dag sal ons sien, dat ons net, as ons werk doen, hoef ons eintlik niks anders te doen nie. En ek dink dit is eintlik my standpunt nog vir 'n baie lang tyd gewees. Ons alles op die junior vlakke en dan wil ons alles in die kinders se koppe indruk in graad 6 en graad 7. En ek weet nie, Joan, jy kan maar inkom en vir my sê of ek reg of verkeerd is. Ons is die 4 noordelike gebiede wat vanaand hier is. Gerard, dit is hierdie skakel is oral gedeel, so ek dink hier is van oral Suid-Afrika mense dalk so in hulle, as hulle in die chatgroepie hulle komando wil intik, dan kan ek vir jou nou mooi sê wie is so by ons. Ja, okay. Ja, dit maak nie regtig saak nie, maar ek dink in elk geval op die einde van die dag is ons offisiere en ons moet seker maak dat dit wat ons vir die kinders aanbied, en ek sê altyd in my gebied ook, ons moet onthou dat ons ouers is ons kliënte. En as ons as offisiere goed voorberei is, opleiding is ook een van my passies, as ons goed voorberei is en ons bied aan dit wat ons moet doen, ja, dan op die einde van die dag is dit 'n walk in the park. Verskoon maar die Engels hier in Afrikaans 100, maar dan is dit eintlik baie maklik. En ek sal net nou ook, soos die aanbieding verloop, sal ek net nou ook 'n paar ander goed uitlig en dan kan ons daaroor gesels. So ek gaan begin met verskoning omdat ek nou nie hierdie ding kon regkry nie, maar kom ons gaan aan na die tweede skyfie toe. So voortrekkerdrag, daar sê. So by Hartbeesfontein word of die ou Transvaal, die 4 noordelike gebiede, word 'n voortrekkerdrag saam met situasies getoets. Dis gewoonlik die sessies is 'n ons deel die groep op in 2 gelyke groepe van gelyke kandidate, en die een groep gaan toets situasies en die ander groep begin dan met die voortrekkerdrag. Die kinders wat sit en wag, ons kan net 5 maksimum 6 kinders op 'n slag toets. Die ander kinders hou ons besig gewoonlik met 'n handwerk item. Die wat nou al daar was, sal weet as 'n knoopie maak of 'n dingetjie doen wat hulle as 'n herdenking kan saamvat na die kamp. En dan as almal klaar is by situasies en by voortrekkerdrag, dan ruil ons die 2 groepe om. So hoe begin ons met voortrekkerdrag? Ons kry die kandidate en ons kies so 5 of 6 afhangende hoeveel offisiere ons het. En die kind kom staan dan voor die toetsoffisier, nie regtig toetsoffisier, ons noem dit maar die persoon wat die evaluering gaan doen. En die persoon inspekteer die kind se voortrekkerdrag. Hallo? Is daar iemand wat iets wou sê? Okay. Goed. So die eerste ding wat geëvalueer word is die kind self se voortrekkerdrag. En dan is daar 2 goed wat ons vra, en dis vir die
noem nou hierdie dinge dat die offisiere ook weet, en ek gaan dit vir julle ook net nou sê wat verkeerd loop partykeer. Ons vra vir die kinders om hulle belofte spesialisasies vir ons uit te wys, as ook hulle dagbreker kenteken. Of ja, kenteken. Hulle word nie hierop geëvalueer nie, maar dis maar net om die kind op sy gedag op hulle gemak te kry. Maar wat ek ook al agtergekom het, en dis eintlik maar 'n vingerwysing, ek is jammer om dit te sê, na ons as offisiere toe. Ek het 1 jaar, het ek 'n klomp dogters gehad, sal nie sê van waar nie, en toe ek vir hulle vra, wat is hulle, wys vir my julle dagbreker spesialisasie, toe sê hulle vir my, maar hulle het nie geweet wat dit is nie. Toe ek het vir hulle uitwys, toe sê hulle vir my, oom, ons het nie geweet nie, die tannie het net vir ons uitgedeel en gesê, ons moet dit aan ons baadjie werk. So dit sê vir my eintlik bietjie, waar dinge dalk plat val. En as 'n mens hierdie tipe ding doen, dan kom jy eintlik agter of daar diepte is en waar ons as volwassenes dalk 'n bietjie moet optel en ons dinge reg doen. So die evaluering bestaan, dit is afdeling A, dis die eerste ding. Die kinders word geëvalueer op hulle baadjie. Is kentekens reg aangewerk. Ons kyk na die broek, onthou nie, dit is 'n donkerblou denim met tekkies, nie 'n ligte blou denim of 'n grys denim of 'n swart denim, of een wat geskeur is nie, want dit is blykbaar in die mode. En dan ook hoe die baadjie gedra word. Wat belangrik is dat ons moet onthou dat eintlik vir almal, daar is 'n uitsondering as dit kom by volwasse dames offisiere. Die spogbaadjie moet altyd vasgeknoop wees en die kind se hemp moet ingesteek wees, want dit is eintlik hoe formele drag lyk. Ons sal net 'n bietjie daaroor praat ook. So ons gee vir die kinders hierop punte. En dit het nou al in die verlede gebeur dat 'n kind daar opdaag met 'n kortbroek, of hy het sy baadjie vergeet, die verskoning is gewoonlik my ma het nie ingepak nie. So ek gaan nou nie verder daaroor praat nie, maar dit wys vir julle dat kinders dink deesdae, en ek praat nou net 'n bietjie weier as net voortrekker drag. Kinders dink alles moet vir hulle gedoen word. En dit het nou al 'n paar jaar agter mekaar gebeur wat kinders daar aankom en sê, maar my ma het dit nie vir my ingepak nie. En ongelukkig as dit gebeur, dan dop jy nou maar 25% van die toets. So ek gaan vir offisiere vra om asseblief seker te maak as julle spanne inskryf, kommunikeer baie goed met die ouers, en selfs met die kinders ook, sodat ons seker maak dat niemand gepenaliseer word omdat inligting nie behoorlik deurgegaan het nie. Die volgende deel van die evaluering is, kies die regte antwoord. So daar word 'n klomp vrae gevra, maar basies oor hoe dra ons voortrekker drag, hoe hanteer ons sekere situasies met ons voortrekker drag aan, vir die wat dit die eerste jaar is, wat voorslagkandidaat het, onthou net, die kinders skryf niks, dit is maar net pak. Ons kies 'n blokkie en ons merk hom met 'n merkertjie, en dit soos wat dit gedoen word. En dan die volgende een, afdeling C, is eintlik waar die kinders partykeer 'n bietjie klei dra. Dit is die pak van 'n baadjie, en ek sal volgende skyfies meer daarop, verder daarop ingaan. Kom ons los dit daar. Ek sal op die volgende skyfie verder aangaan daar. En dan die laaste een is die korrekte drag vir 'n geleentheid. En ek sal ook in die opvolgende skyfies meer daaroor sê. Maar hierdie afdeling C is eintlik waar die kinders 'n redelik klei trap.
en ons kan later 'n bietjie daaroor praat. Ek het dan net 'n asterix hier gesit en gesê, let wel, hierdie afdeling A, dit tel nie punte as 'n kind nie weet wat sy, hy verloor nie punte as hy nie weet wat is sy dagbreker, spesialisasie, of kenteken of sy belofte spesialisasies nie. Hy verloor nie punte daar nie, maar as die kind daar punte verloor, kan ek nou al sê, vir die res van die toets gaan hy of sy redelik baie punte verloor. So ons moet tog seker maak dat ons kinders se baadjies reg is en hulle weet wat is op hulle baadjie. So die volgende is, as hulle 'n baadjie moet pak, hoe lyk my baadjie? So wat gebeur in hierdie geval is, die kinders trek 'n kaartjie, elke toetsoffisier het 'n pak kaartjies. Hy het ook 'n baadjie, dis so 'n plastiek baadjie, metaal, maak nie saak wat dit is nie. En as ook 'n hele stel van alle kentekens vir offisiere, hemerade, staatmakers, verkenners en penkoppe en drawertjies. So die kind trek 'n kaartjie en daar sal op hierdie kaartjie dan staan, oom Piet is 'n kommandoleier van staan kommando in Pofadder en hy het 35 jaar diens, pak sy baadjie. Of dit is Sunny is in die beiespan van hierdie kommando in die Vrystaat, sy is 'n PD en sy is dalk 'n hulp of 'n spanleier en sy het die volgende spesialisasies ontvang. En dan moet die kind die baadjie pak. So nou net te gou 'n paar goed hierso. Die kinders moet leer om te lees, want baie keer wil hulle alles pak, en hulle vergeet daar's net 5 vragies gevra. So hulle hoef nie alles te pak nie. So bring dit asseblief, maak net seker dat julle kinders besef, hulle moet pak net wat daar vir hulle gegee word. Dit is punt nommer 1. Punt nommer 2 is hierdie ABC toekenning. As almal hom kan sien, as julle my cursor kan sien. Alle kommandos reik nie die ABC kenteken uit nie. So hy word glad nie gevra nie. Hy is daar, maar hy word glad nie gevra nie. En ek wil net, okay, goed. Dit is reg. As dit kom by die graadwiele, hierso punt nommer 7, baie belangrik dat die kinders weet, ons begin met wit in die middel, werk na links toe en werk dan weer na regs. En so gaan ons af. En dan net iets wat ons moet seker maak, die kinders kyk na hulle baadjie en dan pak hulle die baadjie voor hulle asof hulle in 'n spieël staan. Hulle vergeet om links en regs te pak. Hulle regs gaan op die baadjie links wees voor hulle. So dit is waar kinders baie keer 'n groot fout maak, dat ons net seker maak dat hulle weet hoe om die baadjie reg te pak. Goed, ons gaan dan aan. Ons kyk byvoorbeeld nie na hierso is ek het hierdie ding ingesit. Julle kan hom gaan aflaai van die web af. Dit is waar die kentekens aangewerk moet word, hoe ver uit mekaar en sulke dinge. Ons kyk glad nie daarna nie. Maar waarna ons wel kyk, en dit kom eintlik in by die afdeling A, baie kentekens, ouers, plak die goed vas met presstiek. En as julle nou belag daaroor, dis nie 'n grappie, dis 'n werklikheid. Hulle plak die goed vas met presstiek. Hierdie kind is vir seker amper 2 dae, dra hierdie baadjie oral waar hy gaan en hierdie goed begin afval.
en dan kom hulle by die toetspunt en die helfte van die kentekens is weg. So as julle as offisiere asseblief onder die ouers se harte kan druk dat werk die goed vas. Ek onthou my dae met ons voorslag en hoofleierswag presidentsverkenner moes alles nog met kombersteek omgewerk word voordat die kenteken self moes omboord word met kombersteek en dan op die hem vasgewerk word. Dit werk, ons doen dit nie meer nie. Maar as goed wegraak of afval, dan ongelukkig is die baadjie onnet en die kind word op netheid gepenaliseer. En dan het ek hierso aan die kant gesê, onthou, die kandidaat se drag sê iets van die offisier, iets van die kommando, en ek dink, wat die kind ook moet besef, sy baadjie sê, of sy voortrekker drag, sê iets van hom of haarself. En ek weet ons moet versigtig wees, baie kinders het nie noodwendig die ondersteuning nie, maar eintlik dis waar ons as offisiere moet intree, of die kommandos moet intree, om hierdie kinders te help, dat hulle baadjie korrek is. En dan op hierdie punt wil ek ook noem dat, en dit gebeur baie, maar seker 90% van die keer, die kind kom sit voor jou, en so na die tweede toetsie, of wat ook al, sê hy of sy, oom, mag ek op my baadjie kyk? En die antwoord is ja, want dit is eintlik 'n oorboektoets. Jy kan nie vir die kind sê, hy kan nie op sy baadjie kyk nie, maar hy moet sy baadjie dra. Die probleem kom in, as die kind se baadjie verkeerd is, gaan hy die baadjie wat hy pak ook verkeerd hê. Of hy gaan die antwoorde wat hy gee ook verkeerd gee. So die onus kom nou maar terug, dat iemand maar vir die ouer moet sê, neem 'n bietjie aandag aan jou kind se baadjie of sy voortrekker drag en maak seker dat die goed korrek is. Ja, goed, die volgende ding wat ek hier wil noem is, dit het al gebeur, en ek het al so 'n idee, ons gaan hierdie jaar dieselfde kry. Dit was 2 of 3 jaar agter mekaar bitterkoud op Hartbeesfontein. So die kinders het met warm baadjies en sulke goed uitgekom, of by die toetspunt aangekom, en dan moet 'n mens vir hulle vra om dit asseblief uit te trek. Nou sien die kinders in koud kry. En dis iets wat julle maar met die kinders, die ouers en die ander offisiere kan deel. Mens kry hierdie lang mou wessies, vrokkies, onderhempies, in rooi of in donkerblou. As dit so koud is, kan die kinders dit onder hulle golfhemp aantrek. Maar jy kan nou nie iets anders aantrek nie. En as hy 'n warm baadjie wil aantrek, hy of sy, moet dit 'n donkerblou baadjie sonder enige branding wees. As jy verstaan wat ek bedoel. So dit is maar van die goed wat ons moet aandag aan gee. En dan die heel laaste gedeelte by voortrekker drag is, wat dra ek? Ek het die reglemente hier vir julle gesit, wat julle kan dit afneem. Die kinders kry 'n klomp klere items, en ek kan dalk net noem, ek wil nou net gedink dat ek nou nie 'n vraag gee nie. Ons het 'n drawertjie span wat gaan by die ouete huis, die tannie se hare kam, wat sal hulle aantrek? En dan moet die kinders 5 items gaan kies uit die groot klerekas uit wat hulle gaan aantrek. En die klerekas wissel van spandrag tot formele drag. Maar dit is nie beperk net tot penkoppe en drawertjies nie. Dit sluit ook vir kenners en offisiere in. En een van die probleme wat ek nou al agtergekom het, ons kinders sien nie noodwendig vir kenners met formele drag nie. En die kinders sien bitter min
offisiere met formele drag. Dit is, ek dink dis maar 'n ding wat begin gebeur het oor die afgelope paar jaar, dieselfde so seremonies. Dit raak afgewater want dit is nie gemaklik om altyd hierdie goed aan te trek en sulke goed nie, maar dit is eintlik waar die kinders punte verloor, by verkenners en by offisiere. Ek wil net dan noem, aktiewe drag is soos hierdie mannetjie hierso, die foto het nie baie uitgekom nie, kaalvoete, kort jean en 'n hempie. Dieselfde hierso by die prentjie bo, hy het nou in steede van die kortbroek, het hy nou 'n lang broek aan, maar formele drag is die donkerblou jean, die tekkies en die hemp wat ingesteek is en die baadjie wat toegeknoop is. Want dit is eintlik hoe dit moet lyk. As ons dan kyk na die verkenners kan dra, seuns outomaties 'n langbroek. Dogters kan dra of 'n langbroek of hierdie bobby socks en die skoene of met sykouse, met die tantini of die blou serpie. Maar dan wil ek ook net noem, en dit is nou nie hier nie, verkenners kan ook, soos die penkoppe en drawertjies, 'n lang jean dra met 'n aktiewe hemp en 'n erkenningsbaadjie, en dit word volgens die reglemente gesien as kampformele drag. Dis dalk iets wat julle maar net in julle kommandos ook kan ondersoek. En dieselfde geld vir volwassenes ook. 'n Volwassene kan ook, as 'n kampleier so besluit, kan hulle ook sê, formeel of kampformeel is 'n jean, 'n tekkies, 'n aktiewe hemp of golfhemp met 'n spogbaadjie. So ek weet nie altyd hoe die vraag is nie, maar dit kan een van die vrae wees, maar dit word toegelaat. En ek kan net noem, in ons kommando doen ons altyd ons spogfunksie wat op 'n kommando kamp is die einde van die jaar met offisiere se kampformeel wat nou die jean en die golfhemp is. So dit is iets wat ons met die kinders moet deel. En dan ja, hierso is maar hoe die offisiere se klere lyk. Hierdie goed is beskikbaar, en die belangrike ding hierso ook, onthou warm drag is die donkerblou baadjie, sonder enige simbole of wat ook al, branding, en natuurlik die ander ding is, en julle sal nou sien hoekom ek nou ook op die offisiere, 'n dames wie se blouse, wit blouse, wat hulle nie insteek nie, wat oor die broek hang. Dis die enigste keer wat die baadjie nie toegemaak word nie, so hy bly oop. Hy word nie toegeknoop nie. So dan is die baadjie oop. En die laaste boodskap vir die offisiere op die kamp. Die Sondag dra die offisiere ook volwasse drag, 'n formele drag, en die kinders sien ons baadjies. En dit het nou al gebeur dat toetsoffisiere by my aangekom het, dat die baadjie is self nie op standaard nie, en dan moet hulle nou 'n kind evalueer. So ek het maar net hier gesê, moenie aanstoot neem, ek sê net, wees die volwassene en sorg dat jou voortrekker drag ook korrek is. Want as dit korrek is, gaan ons seker maak dat ons kinders se drag ook reg is. Enige vrae op hierdie punt, want ek is nou klaar met voortrekker drag. Joan? Ek kyk gou vir ons in die boodskapies. Op die oomblik lyk haar nie soos 'n Hi, ek het 'n vraag. Wie is dit? Dis Natalie, ek's van Kruithoring. Ek wil net vra oor die baadjie. Jy sê net donkerblou sonder enige iets op. Ek het, of ons het in ons kommando 'n klomp van die oue, voor dit Oosterlyn was dit Transvaal, dink ek.
Ons het van die Transvaal baadjies, wat nou obviously voortrekker logos op het. Is dit Ja, maar dis reg. aanvaarbaar? Daar's niks fout mee nie. Jy kan nou nie jy kan nou net nie Adidas of dit of 'n dat daarop hê nie. As hy voortrekker brand is hy reg. Cool, baie dankie. Okay, goed. Nog vrae? Enige kommentaar? Ek weet ek sien Engelie is daar, Joan, jy is daar, ek weet nie van die ander PD adjunkt gebiedsleiers, PD sake of daar enige kommentaar is oor hierdie onderwerp nie. Ek het net gehoor dat jy iets interessant gesê het van as jy ek dink by afdeling A of so, toe sê jy iets van jy weet as dit nou nie reg is nie, dan gaan hulle nou daai punt dop. En toe herinner dit my dat 'n mens nogal heel gereeld vergeet en die vraag kom baie op van kan 'n mens voorslag dop? Kan 'n mens jou medalje dop? En die antwoord daarop is ja, nee. So ja, 'n kind kan nie 'n voorslagmedalje toegeken word nie wanneer die kind op 'n kamp is en hy weier om enigstens deel te neem aan die toetspunte of dit wat vir hom gevra word. So ons praat nie van kinders wat sukkel, wat bietjie ekstra hulp nodig het nie, maar daar's altyd mense om te help en hulle by te staan en ons doen dit graag met liefde. So dis nie dit nie, dit gaan maar oor die maatjie wat kom en wat regtig sê, ek is nie lus nie, ek sal dit nie doen nie, dit was my ma se plan en ek voel 'n veer. En as hy dan regtig niks doen of invul of antwoord nie, dan kan ons nie vir hom punt of ietsie gee nie, en dan kan hy ongelukkig nie sy medalje kry nie. Maar enige ander kind, enige kind wat deelneem, maak nie saak hoe suksesvol sy deelname is nie, sal 'n voorslagmedalje kry. So wees gerus, moenie kommer nie, niemand gaan dop nie, tensy jy nou regtig baie harde gat is, gaan jy definitief 'n medalje kry. Jy moet net jou bes doen. Maar dit was al. Ek sien Annelien het haar hand op. Goeienaand. Ja, ek wil net miskien vir julle terugvat na die vaswerk van die kentekens op die baadjie. Ek wil net seker maak julle ek het vir ons gewys die wit grade wieltjie wat kom in die middel voor. As die kind nou nie in sy eerste, tweede of derde jaar by die voortrekkers was nie, bly daai spasies oop of moet die kind die graadwiel daar opskuif na boontoe? Hy skuif net op, ek sê net gou weer jou naam, is dit Annelie? Okay, hy skuif net op, ons los hom nie uit nie, so ons los ook die spasies nie. Met ander woorde, die kind begin heel bo waar die graadwiel moet kom met sy eerste graadwiel, wat dan gaan sit op die plek waar hy moet sit. Okay, goed, so dis nie dit moet 'n witte wees nie. Nee, onthou, al die kinders begin nie as ontdekkers nie. Dis nie ontdekkers nie, hulle is deesdae graad 0. Hulle begin glad nie daar nie. Baie kinders begin nie daar nie, so ons sit hom daar waar hy moet wees. Okay, nee, dis reg, dankie. Okay. Daar is, Jody iets benoem ook hier, so wat ek ook net graag wil sê, dit gaan nie oor, as jy hom dop, as jy hartegat is, en nie wil doen nie, dan bel ons jou ouers, en sê, kom maar, ek dink dit het 2 keer al gebeur, en ek is seker daar al 8-9 jaar betrokke daar, by Hartbeesfontein. Die vlak van ons toets nie die kinders se IQ nie. Ons toets die kind se vaardigheid. En ek dink dis tog belangrik om te onthou.
Maar ek wil terugkom na die voortrekker drag toe. Dit is eintlik waar ons voortrekker trots, waar ons vir die kinders voortrekker trots leer. Ek gaan maar net weer noem, toe ek het vir julle gedoen van die kombersteek, ek was in die weermag, en 'n ding wat ek in die voortrekkers geleer het, ek was ook in 'n skool wat verskriklik streng was oor hulle skooldrag. En die voortrekkerkommando was ook deel van die skool. En toe ek in die weermag kom, was hierdie ding van die uniform, want dis wie jy is. En ek sal net graag dat ons daai ding weer begin terugkry, en dis hoekom ek nou maar tong in die kies en gesê het, julle moet nou nie kwaad raak dat ek het hier gesit het boodskap vir die offisiere nie. Is dalk tog tyd dat ons almal bietjie begin trots voel oor hoe ons lyk. En ek het dan ook gepraat van offisiere wat die Sondag dra, ons formele drag, maar dan kry jy tog iemand wat daar met 'n blou jean en sy blazer aankom. Jy weet, dit so, dit gel nie, want hoe gee ons vir die kinders die trots? Hoe leer ons vir hulle die trots? So ons moet eers die trots by onsself begin kry, voordat ons nou goed op kinders afdwing. En dis eintlik my takeaway gedagte vir die offisiere. Kom ons begin by ons en dan gaan ons die kinders reg kry. Nog enige ander vrae of kommentaar? Hier's nog 'n vraag van Eben. Hallo Gerrit, Eben hierso. Dankie Jan. Net 'n vraag. Wat maak ons in terme van as my lid in kamp meer as wat 'n plek is op sy baadjie, in terme van kentekens? Okay, Wat goed. maak jy dan? Ja, ek sit met my kleindogter, nou met dieselfde ding. Jy haal jou graad, onthou vir almal, die voorslagloopbaan se punte begin eers van graad 4 af. So die tandeborsteltjie en die koekie wat vir jou smaal, as die baadjie te klein begin raak, dan haal jy hom af, die kenteken af, so jy kan die goed opskuif. Wat baie mense doen, hulle vat daai kentekentjies, want dit is eintlik vir die kind, onthou jy die hele ding gaan oor die kind se prestasie, die werk, hulle werk hom gewoonlik aan die binnekant van die baadjie vas. Dis eintlik die graad 0 tot graad 3 spesialisasies word nie in berekening gebring by die puntestelsel vir die voorslag nie. Dis reg, ja. Dankie. Gemaak, goed. Nog vrae? Goed, Joan, kan ons maar dan aangaan? Ek dink ons kan maar aangaan, baie dankie. Okay, goed. Nou, hierdie een gaan nie lekker werk nou, want ek nou nie van my trilas by mekaar kry nie. Ek dink ek gaan dit op myself neem om te oefen elke aand hoe om dit reg te kry. Of ons moet 'n ander platform gebruik. Okay, goed julle, ons gaan gou praat oor ek en my omgewing. So weer eens, hoe loop die proses? So die evaluering gaan oor touwerk, kampering, noodhulp, kaartwerk en rigtingbepaling. So dit is wat die kinders op nie toets nie geëvalueer word vir ek en my omgewing. So ek gaan gou deur elkeen van hierdie dinge werk om net vir julle te verduidelik hoe dit werk, en dan wil ek ook dit dalk op hierdie stadium net vinnig sê. Ek gaan vir julle 'n paar voorbeelde wys. Dit is nie wat in die eksamen is nie. Ons in Oosval, toe ons nog Oosval was, het ons begin om die dagbreker op 'n oordvlak, die dagbrekers evaluering op 'n oordvlak te doen, en ons het hom nou oorgedra na die gebied toe ook. En die rede daarvoor was dat so maak ons seker dat al die kommandos dieselfde standaard voldoen.
Oosvaal is nie, wel ons is seker maar so middelslag, 'n groot gebied. Ons is nou nie in Leonveld of Oosterlyn op daai vlak van ledetalle nie, maar dit werk baie goed vir ons. En wat ons ook doen is met een van die sê, een van ons GGA's in die begin van die jaar, bied ons nie vir graad 7's iets aan nie, spesialisasie nie. Ons sal ek dink die eerste 2 GGA's is 'n belofte spesialisasie en dan die volgende is 'n voorslag inskerping, waar ons dan volwassenes, die ander kinders gaan al met hulle GGA, ons gebruik die graad 7's en hulle offisiere, en ons oor 2 dae gee ons vir die kinders en die volwassenes 'n bietjie leiding oor wat hulle moet doen, veral as daar probleme is, veral as daar praktiese probleme is, veral as offisiere ook nie regtig weet om sekere goed aan te bied nie, dan gee ons daai opleiding. En dis 'n skerping, ja. Ekskuus, ek val in die rede. Deel jy nou die ander presentation met ons? Ja, ek wil net 'n inleiding gee. Nog nie, dankie. Ja, okay. Goed. So en wat ons gedoen het was, ons het nou een vir ek en voortrekkerdrag ook gedoen. Vir elke punt by die voorslagkamp het ons eie punt geskep in die gebied vir dagbreker, om die kinders gewoon te maak dat hulle op hulle gemak is, en vir hulle te help. Ons gee ook 'n verslag terug aan die offisiere waar die kinders of die kommandos 'n tekort skiet. So, dit wat ek nou met julle gaan deel is tipies wat ons met ek en my omgewing doen, binne Oosvaal. Julle kan maar maak daarmee wat julle wil, maar dit is maar net 'n voorbeeld. En dit is nie te sê dit moet so gedoen word nie. Ek het dit net gedoen om te wys hoe werk die proses vir ek en my omgewing. So as ons nou na die volgende skyfie toe gaan, ek wil net hierdie ding nou wegskuif, want hy moet nou nie hier wees nie. So as ons kom by touwerk. Gerard, ons sien nog niks nie. Genade, ek moet seker weer share. Ja. Dankie. Okay. Sien net as julle sien. Ook nie so ver nie. Okay, ons wag maar. So jy het gestop share, nee? Ek het gestop share, ja, ek share, nou ek het net vergeet om die skerm te 100%? Kom my nou? Daar sy. Okay, ek wil net gaan kyk, wat sien julle? Ek in my omgewing, sien julle hom? Ja, ons sien hom, met soos wat ons die vorige een gesien het. Okay, dan gaan ek net weer sê, ons evalueer op touwerk, kampering, noodhulpkaartwerk en rigtingbepaling. En dan het ek nou touwerk gevat, het kom 'n bietjie uitgepak. So, die kinders hoef nie die knoop te doen nie. Maar die kind moet weet, wat is die knoop se naam, waar word hy gebruik? Goed, so dis maar gewoonlik soos maar by die voortrekkerdrag ook. Dis 'n prentjie van 'n knoop of waar knoop gebruik word en jy het 'n keuse van 'n paar knope en dinge en jy moet nou maar die regte een kies. Of dis 'n waar en vals. En dan word daar verwag dat die kinders 'n kruisvaswol kan doen. Joan, ek sien iemand se hand is op nommer 1. Ek weet nie wie dit is nie. Mariska. Ja. Mariska? Daar's nog 'n tweede een. Ekskuus, dis ek het 'n
tegniese probleempie. Ek wil net gou net hier dalk net inkom om te sê dat die kinders moet nou die knope kan doen. So Is dit verander? ja, ek het losse 2 jaar getoets daar by hulle. Hulle moet of 'n skuifknip of hulle is maar die lot soos die loetjie val. Hulle moet 'n skuifknip kan doen, 'n voorslagknip, kniehalter of 'n kruisvaspel. So die knope, hulle moet definitief die knip kan doen. Hulle moet dit definitief doen. Okay, maar hulle hoef nie al 4 te doen nie. Ja, hulle hoef nie al 4 te doen nie. Hulle trek die loetjie. Dis reg. Ja, dit maar so waar jy toetspunt maar vul, maar nie al 4 nie, maar een van die 4 moet gaan hulle definitief doen. Okay, so ek sal hierdie ding aanpas, want die laaste keer, dit was 'n paar jaar terug toe ek dit gedoen het, was dit toe nou nie so nie, maar in elk geval. So jy gaan my dalk, as jy nou daar getoets het, moet jou maar eintlik aangebied het, maar dit is soos wat ons hom nou maar doen in Oosvaal en soos wat ons, so wat ek het nou maar onthou, is, en dit is nie hoe dit gaan lyk nie, dit kan enigiets anders wees. Die kinders moet die knoop benoem, of hierso is 'n vlag wat hang, so moet weet dis 'n voorslagknoop, en hierso is 'n kniehalter en 'n kruisvasboel, en waarvoor word die skuifknoop, ek het net gebruik 'n skuifknoop of enige ander knoop, waarvoor word dit gebruik, en ek hoor wat Mariska sê, maar onthou die idee is nie om te weet wat gevra word nie, die idee is om dit te kan bemeester. En Joan, dis hoekom ek ek in my omgewing van Oosvaal gewys het, hierso aangebring het, want sover my aangaan, kan 'n mens bepaal of die kind by 'n dagbreker die vaardighede het om dit te doen. So dit is maar basies wat ons daar doen. En ek sou sê dit werk eintlik baie goed. Dan die volgende een is kampering. Nou onder kampering is daar 'n klomp goed wat die kinders moet weet, maar ek is versigtig om te sê wat kinders moet weet. Kinders moet dit kan ervaar en ons moet dit so oordra dat dit nie feite is nie. Dit is iets wat ons moet leer hoe om te doen. So daar's kampveiligheid. Kampveiligheid gaan nie oor kampbeveiliging noodwendig nie. Dit gaan oor waar maak ek 'n vuur, wat doen ek nie. Die terrein, hoe lyk my kampterrein? Kamp ek teen die heuwel af? Kamp ek waar daar dubbeltjies is? Kamp ek waar dit in die oop vlakte is en daar's nie skade weer nie? Kampreëls, baie belangrik. Soos, en ons sal net op die vleitsyde ook kom, wat is die reëls van 'n kamp? Die voortrekkers het oor die algemeen 'n standaard basisreëls vir 'n kamp, en dit is wat die kinders moet weet. Soos byvoorbeeld, seuns is nie in die dogters se tente nie, dogters is nie in die seuns se tente nie, ons gaan nie net in die kombuis in nie, ons gaan nie net in die kantoor in nie, ons staan nie net op en ons loop nie. Daar is reëls en daar's protokols om te volg, en die graad 6 en 7 graadwiel handleiding, dit word redelik goed daar uitgespel. Die weer, met ander woorde, hoe hanteer ons die weer, en waarvoor moet ons uitkyk, op 'n kamp. Nou onthou, die kampraad of die kampbeheer is eintlik in beheer van al hierdie goed. Maar die kind moet tog weet. Jy weet, as dit nou donder weer is en sulke goed, wat moet ek doen, wat moet ek nie doen nie. Dit gaan in elk geval weer as die kamp geopen word, gaan dit bespreek word. Maar hierdie reëls gaan nie net op gebiedskampe nie, dit gaan op kommandokampe as ook op spankampe. Dit gaan oor veiligheid. Klim ek in 'n boom, doen ek dit, doen ek dat, wat doen ek nie. Dan is daar ook spoorsny, en ek sal vir julle nou wys hoe lyk die spoorsny gedeelte, en dan is daar ook die fluitsyne, want op 'n kamp is 'n fluitjie of 'n sirene baie keer die enigste manier van kommunikasie. So ek het maar nou net dat ons dagbreker toetsing doen. Ek het nou maar net, ek weet nie of julle kan sien nie, voor
soos byvoorbeeld 'n voortrekkerkamp moet 'n doel hê. Dit staan baie duidelik in die handleiding, is dit reg of verkeerd. 'n Voortrekkerkamp om van die huis af weg te kom, dis glad nie waaroor dit gaan nie. 'n Voortrekkerkamp gaan om God in sy skepping te leer ken en te dien. En dis eintlik waaroor die grondslag en die wese van die voortrekkers gaan. So hier is ons nog 'n hele paar, mense kan nou honderde van hierdie goed insit, wat alles in die graad 6 en 7 handleidings is, of werksboeke is, om die kinders te toets. Maar, dit gaan nie oor reëls nie. Ek dink as 'n mens hierdie goed vat, en jy maak besprekingspunte, jy vat dit en jy bespreek die goed met die kinders, en dat hulle daaruit leer, uit hulle eie antwoorde, dit mag reg verkeerd wees, en dit gaan baie beter by hulle tuis gebring word, as hulle eie antwoorde kan gee, en daaroor kan redeneer. Want kom jy dan op die kamp, en jy weet dan wat is die regte redenasie, of wat is die regte antwoord, omdat jy reeds daaroor gepraat het, maak dit baie makliker vir die kinders. So dit is dalk van julle, as julle hierdie goed wil toepas of aanbied, maak dit dat die kinders deelneem. Dit is nie net 'n klomp reëls nie. Die volgende een is maar die fluitsyne, jammer hieronder het ek nou, want hierdie is gescreenshot gewees, screenprint wat ek toe nou hier moes insit. Ek het van die goed ongelukkig hieronder verloor, maar dit is nou maar, wat beteken hierdie fluitsyn, wat beteken hierdie een of, dit kan wees, kom by mekaar en dan moet die kind kies, wat is die korrekte fluitsyn, soos weer eens, hy hoef niks te skryf nie. Ek wil dan, goed, ek het nou iets gemis hier, so touwerk het ek gedoen, reg, noodhulp gaan eintlik maar oor, ek sien nou ek het die skyfie verloor, groot op verskoning. Die noodhulp gaan maar basies oor, wat moet ek doen, wat moet ek nie doen nie. Hoe lyk dit so by my gesteek het? Wat gebeur as ek hitteuitputting het? Wat gebeur as ek myself sny, as ek myself brand? Dit is weer eens, dit is maar meestal reg of verkeerd, of jy kry 1, 2 of 3 verskillende antwoorde, en jy kies maar die regte een. So ek sê, ek vra om verskoning, lyk vir my, ek het hierdie skyfie verloor, ek sien iemand se hand is op. Joan? Ek kan nie sien wat dit is nie. Dis Natalie. Natalie, ja? Yeah, dis ek. I actually wanted to make the comment when you were still on the knots, but in any case, it's applicable in any case. I've also tested at this station, but it was a couple of years ago. And what I realized with testing this is, yes, the children only have to tie one knot. Hulle hoef net een knoop te maak. Maar, as hulle by my kom, is dit die voorslagknoop. Is dit by die offisier langs my, is dit die kruiswasvoel, ensovoorts. So hulle moet al die werk ken, want op 'n manier is al die werk op die kamp getoets, maar soos jy sê, is dit nou ek wat jy kry, of wat se kaart trek jy? So hulle hoef net een knoop te maak, maar hulle moet al 4 kan maak, want wat se offisier gaan hulle kry. And that was my realization with the voorslagkamp. The same with the baadjies that you were talking about earlier. I'm going to pick a penkop baadjie, the next person is going to pick a verkenner baadjie. So die kinders moet maar alles ken. Dis wat ek wou net sê. Okay, dankie Natalie. Ja, dit is en ek dink ek het dit ook probeer sê, dalk nie baie mooi deurgekom in die begin nie. Ons moet die kind holisties oplei. Met ander woorde, holisme beteken ek het hierdie een unit, hierdie een eenheid. Maar hierdie een eenheid bestaan uit 'n klomp segmente uit. Jy kan 'n paai in hoeveel stukkies deel. Maar al hierdie segmente moet kan hande vat om die pastei te maak.
En ek dink baie keer raak ons deur mekaar met die ek as 'n voortrekker en ek as 'n landsburger, ons raak so gespesialiseer of so gefokus. En daar's niks verkeerd om gefokus te raak nie, maar dat ons vergeet wat is die ander stukkies van die pastei rondom ons. En dit wat jy sê is heeltemal reg. Maar dit is ook belangrik dat die kind weet hoe om die knoop te maak. Maar dan kom hy op 'n kamp en dan kan hy nie 'n vlaghuis nie. Want hy weet, dan ewe skielik weet hy nie wat 'n knoop om te maak nie. So ons moet regtig, Joan, as jy op die einde van die dag gaan praat, moet ons regtig praat oor 'n holistiese benadering, want baie van hierdie goed, die een vleg in die ander een in. Ek as voortrekker, ek as mens, ek as Afrikaner landburger. Daai goed is so geïnterweef, dat ons ons moet nie die kinders in blokkies die aanbiedings doen nie. Dit moet 'n vloei wees van inligting en vaardighede wat hulle tussen die 10 verskillende goed kan gebruik. Natalie, dankie daarvoor. Ek dink dit is tog belangrik. Ons kan nie net op een ding fokus nie. Goed, dan gaan ek aan. Goed, kaartwerke rigtingbepaling. Ek het sopas gesien ek het rigtingbepaling. Nou is reg. Reg gemaak, so. Wat die kinders moet weet is tipe kaarte. Ek sal net praat oor die tipe kaarte, oriëntering, interpretasie, skaal, sleutel, windrigtings en dan rigting bepaal met die son, die horlosie. Nou die horlosie sonmetode is die wat jy weet nie, is ware noord. As jy jou rigting kan bepaal met die son en die horlosie, dan loop jy ware noord. Met die kompas moet jy weet dat daar is 'n magnetiese, die kind weet daar is 'n magnetiese defleksie en die kompas en naald wys magnetiese noord en so dan moet aanpassings gemaak word. Die kinders hoef nie te weet hoeveel grade die afwyking is nie. Die kinders hoef nie te weet as ek van die kompas na die kaart gaan, moet ek aftrek, as van die kaart na die kompas gaan, moet ek bytel nie. Daai goed, hulle moet net weet die kompas se naald wys noord. En dit is magnetiese noord. So oriëntering is maar dat op 'n kaart is daar gewoonlik 'n pyltjie heel bo regs en die pyltjie wys noord. So as jy jou die pyltjie wys op. As jy jou kaart oriënteer, moet daai pyltjie noord wys. Dis eintlik wat oriëntering beteken. Maar nou wil ek dalk graag met julle ook iets deel wat ek gewoonlik vir die kinders vertel. Oriëntering, die orient beteken oos. So hier na Christus se tyd en met die moslems wat so, ek dink wat sit 500-600 jaar na Christus het hulle aan die gang gekom. Die Christene het Jerusalem gesien as die heilige stad en die moslems het Mekka gesien as hulle heilige stad en albei is oos. En in daai jare was die wêreld nie baie groot, was nie baie bekend nie. So dit was maar rondom die Mediterrane See en die Arabiere was eintlik die groot kaarttekenaars en navigators in daai stadium. So hulle het begin om hulle kaarte so te teken dat dit altyd oos gewys het. So hulle kaarte moes oos gewys het en dan was hy georiënteer. Hy het gewys na die Orient toe. En dit is nou maar waar die woord vandaan kom. Dalk net iets wat julle met die kinders kan deel, 'n bietjie geskiedenis. Daarmee interpretasie sal ons nou bykom en die res van die goed sal ons ook nou bykom. Ekskuus tog. Goed. Nou die kinders kry 'n kaart. So hoe ek voorstel
en ek het nog altyd gedoen in die kommando en in die oort in die gebied ook. Om vir die kinders 'n dorpskaart te gee, want dit is makliker as 'n topografiese kaart. En ek het gepraat van 'n sleutel, so die sleutel, so op 'n kaart het jy 'n klomp simbole en dan is daar 'n sleutel wat vir jou sê wat is wat. En daar is paaie en goeder, so die sleutel, moet die kinders weet, is maar net, dit sluit die kaart oop. As jy weet hoe om die sleutel te gebruik, kan jy weet waar is die kerk en waar is die poskantoor, waar is die spoorlyn en daai tipe dinge. En dan is dit baie maklik as jy nou die kaart georiënteer het na noord toe. In hierdie geval is dit nou in watter rigting loop Stasiestraat, so daar is Stasiestraat, so Stasiestraat loop in 'n noord-suidelike rigting. Die ander ding is die skaal van die kaart. So hoe ver is die stasie van die kerk af? So daar is die kerk en daar is die stasie, so die kinders meet die afstand en die kaart se skaal is 51.000. So dit beteken, en ek weet dit is waar baie mense bang raak is eintlik met die kaart werk. Ons verstaan nie regtig hierdie goed nie en dan wil ons 'n bietjie terughou. So jy kan maar neerskryf 'n skaal 1 tot 50.000. Die meeste topografiese kaarte is 1 tot 50.000. Dorpskaarte kan 'n ander skaal hê, maar ons werk na topografiese kaarte. 1 tot 50.000 beteken as ek nou die afstand gaan meet tussen die stasie en die kerk. So vir elke sentimeter gaan dit 50.000 sentimeter wees. Of vir elke millimeter is dit 50.000 millimeter. So as ons nou hierdie afstand gaan meet, gaan ons dan die sentimeters vat en ons gaan dit maal met 50.000. En waar baie van die kinders 'n fout maak en baie van ons ook maar, as jy 1 sentimeter met 50.000 maal, kry jy 50.000. Maar op 'n kaart praat ons nie van 50.000 sentimeters nie, ons praat van meters of kilometers. Goed, so, en as die kind nou 1 uit 5 of 1 uit 3 afstande kry wat hy moet kies, is dit tog belangrik, hy gaan dalk nie 50.000 of soos wat ek 'n voorbeeld hier gesit het, 28.000 tot 32.000 kry nie. Hy gaan heel moontlik 2.8 tot 3.2 kilometer kry. So, dis tog belangrik dat die kinders weet die antwoord wat hulle kry, as hulle maal met 50.000, as hulle moet dit weer deel deur 1.000, om in kilometers te kom. Dit is die belangrike takeaway punt hierso, die wegvat punt hierso. Anders gaan die kinders ook nie weet wat hulle doen nie. En ek het die ander vraag wat ons op maar nie gesit, 'n kompas wys altyd magnetiese noord of ware noord soos magnetiese noord. Nou, wat gebeur is, dit is waar 'n mens begin, en dan gaan jy na 'n topografiese kaart toe, en 'n topografiese kaart is nie 'n padkaart nie. 'n Topografiese kaart is 'n ding met 'n klomp lyne op, met 'n klomp kleure op, dis kontoure en alle soorte dinge, daar is paaie op, maar dit is ook hoe die bergvorm lyk, of die heuwels of die valleie. Dieselfde vraag wat gevra word op hierdie dorpskaart, kan gevra word op die topografiese kaart ook. Maar die beginsel bly dieselfde. So moenie dat die kaart julle gooi nie. As ons verstaan hoe om hierdie dorpskaart te gebruik, kan ons 'n topografiese kaart ook gebruik. En afstande, hoe hulle afstande kan doen, hulle kan dit of met hulle lineaal doen, of met 'n toutjie, as hulle vir ons vra hoe lank is die N1 byvoorbeeld tussen Johannesburg en ek in Alberton. Dis Pretoria en Alberton, dan kan hulle vir jou toutjie gee en dan moet jy die toutjie gebruik
om die pad te meet. Jy pas die touwtjie mooi op die pad en dan daar wat hy eindig, vat jy hom en jy meet hom op 'n liniaaltjie, want dan gaan nou draadjies in goed wees. Dan gaan jy soveel sentimeter kry of millimeters en dan maal jy dit maar met die skaal. Maar die beginsel bly dieselfde. So hoekom ek hierdie ding vir julle gewys het, te sê dis 'n maklike manier om dit aan die kinders oor te dra, sonder dat enige iemand 'n landmeter of 'n navigator moet word. Die ander ding is ook, as dit kom by die interpretasie van die kaarte, ek het byvoorbeeld hierso iets ek het dink, hierdie is 'n reënvalkaart van Suid-Afrika, so daar's baie sulke kaarte, hulle kan vir julle enigiets gee, en dan die vraag wat ons maar gevra het hier, in hierdie geval, dit is soos ek sê, dis deel van ons dagbreker kenteken. As jy nou na hierdie kaart kyk, hoe interpreteer ons hom? En die vraag was, watter provinsie of provinsies kry die meeste reënval? Met ander woorde, daarso, as die kind hierso op die skaal kan kyk, dan kan hy sien hierdie vreeslike donkerblou is soveel millimeter per jaar en die geel hieronder is maar bitter min. So dan kan hy die antwoorde, kan hy dit beantwoord. En dan wat kry watter provinsie is die droogste? Wat natuurlik nou hierdie area is, en dan is dit nou maar die Noord-Kaap. So hierdie tipe vraag kan jy ook kry. Daar 'n ander voorbeeld mag wees bosbou of plante groei of sonskyn of wat ook al, of bevolking. So dit is dit. En dan het ek net vinnig hier gebring, want hierdie skyfie ingesit, want ek weet dis altyd waar die groot probleem kom. Die kinders moet, ek wil gou terugkom hierna toe. Die kinders moet weet hoe om rigting te bepaal. En as ons sê die son, dis die son en die arm metode, noord is. En ons kyk noord. Dis 'n maklike manier om vir die kinders te wys. As ons weet wat noord is en ons kyk noord en ons strek ons arms uit voor ons bors na die kante toe, aan ons regterkant sal dit altyd oos wees, aan die linkerkant gaan dit wes wees en agter ons gaan dit suid wees, na ons rugkant toe. As die kinders, as ons vra, dit is 8:00 in die oggend, waar is noord, oos, suid en wes? Die son kom op in die ooste, so as die kind dan na die son kyk, en hy maak sy arms oop, so hy kyk oos, hy maak sy arms oop, so sy linkerhand gaan nou noord wys, sy regterhand gaan suid wys en sy rug gaan wes wys. En soos van die dag die son skuif, gaan ons arms en die posisie waar ons na kyk, gaan begin skuif, totdat ons op 12:00 reg in die son kyk, en ons regterhand wys oos, ons linkerhand wys suid, en ons linkerhand wys wes, ons rug wys suid, en dan gaan die son weer in die middag, en dan gaan ons weer hierdie in die ander rigting begin draai. So dit is eintlik, as ons die kinders kan kry om dit te verstaan, sal hulle daai vraag kan antwoord. Die horlosie gaan ek nou vir julle wys. Ek het reeds gepraat oor die kompas. Nou, die horlosie metode word beskryf in die handleiding, maar ek het 'n paar vrae daaromtrent. Hoeveel horlosies het nog wysers? Kinders wat horlosies het, is gewoonlik digitaal of hulle kyk op hulle selfone. So wat ek doen is, ek vat 'n papierbord, gewone papierbord, en ek vat stukkies karton en ek maak 2 wysers en ek sit die 1 tot 12 deel dit in en gee dit vir die kind of vir 'n klomp kinders, wat op so 'n manier kan jy sommer 'n klomp kinders oplei of wys hoe om die goed te doen. Die aanwysing sê ook, hou die horlosie in jou hand, horisontaal. Ons kinders
ek dink se links, regs, op en bo is ook nou nie meer so geoefen nie. Hulle weet net hoe met hulle duime op die foon te werk. Dat hulle kan nie die stokkie en die liniaaltjie en die goed en die horlosie nog vashou nie. So die papierbord metode werk vir my baie goed. So jy gee vir die kind die papierbord of die kinders. Jy moet net seker maak dat jou horlosie reg is. Jy sê vir die kinders op watter tyd hulle die wysers moet stel. Gee vir elkeen 2 Sosati stokkies en dan gaan ons nou maar deur die proses. Hulle sit die bord op die grond neer. Hulle sit 1 Sosati stokkie op die 12 en hulle draai die bord totdat die skaduwee van die Sosati stokkie op die 12 deur die middelpunt en die 6 gaan. En dan moet hulle net weet dat die uurwyser is die kortwysertjie en hulle vat die ander Sosati stokkie en hulle sit hom halfpad tussen die uurwyser en die 12 en dit is spot on ware noord. So maklik soos dit. En 'n mens kan dit elke span byeenkoms, jy kan 'n opening daarmee maak, by elke span byeenkoms of 'n afsluiting of so iets, dat die kinders gewoond raak hoe om dit te doen. Die geheim is net, onthou, die ding werk net as jou horlosie se tyd reg is. So jy as offisier moet net seker maak dat die kinders se horlosie op die regte tyd gestel is. En dan is die sonhorlosie metode eintlik baie eenvoudig. Dit bring ons terug by die laaste skyfie. Enige vrae? Sorry, ek het hom seker druk. Jan, ek kan maar oorneem. Enige vrae? Opmerkings, aanmerkings? Hallo? Asai, nee, baie dankie. Ek hou ook van die sonhorlosie metode. Dit is net vir my die maklikste. Dis my eie persoonlike voorkeur. Goed, enige vrae van die gehoor, iemand? Kyk gou in ons. Nee, daar is niks in ons boodskapies nie. Ek dink almal het aan die slaap geraak, hoor. Nee, ek twyfel. Ek sien almal is daarom nog daar. Nou maar ja. Daar was 'n duimpie op. Daar's 'n paar laggies en so nee wat. Gerard, baie dankie vir jou moeite wat jy gedoen het. Tussen al die ander dinge wat jy ook vir die voortrekkers doen, ons waardeer jou moeite en ek sien Melville sê ook baie dankie vir jou. Ons waardeer jou passie en dankie dat jy so mooi na ons kinders kyk en altyd bereid is om te help. En dankie dat jy hierdie uur en 'n half saam met ons spandeer het vanaand. Dankie julle almal dat julle saam met ons bygewoon het. Ons sien julle weer volgende Woensdag as ons bietjie met Bertus gesels en ek hoop dit was vir julle 'n goeie geleentheid. As julle vrae het, kan julle dit gerus op WhatsApp ook aan my stuur en dan kan ons vir Gerard of wie ook al die aanbieder was vra om vir ons bietjie raad te gee en dan deel ons dit sommer met almal so op die groepies. So baie dankie julle, baie sterkte, wees rustig, geniet hierdie laaste stukkie saam met julle kinders. Hulle gaan hoërskool toe en dan word dit nog lekkerder, so geniet maar die klein dae saam met hulle, dit is amper klaar. Goeienag. Ja? Jammer, ek moes dalk vroeër gesê het. Ek het geen probleem, jy sê die goed opgeneem, ek weet nie of jy die skyfies opgeneem het nie, as jy wil deel nie, ek het nou nie 'n IP probleem daarmee nie. Baie dankie, ons sal dit ook doen. Okay, dan. Goed, baie dankie. Dankie julle, mooi aand verder, sterkte en geseënde Paasfees. Baie dankie. Goed, totsiens. Lekker.